Was jy al in 'n situasie waar iemand ontsteld is oor iets wat hulle dink verkeerd is of iets wat jy dalk verkeerd gedoen het, maar hulle weier om dit direk met jou of dan met die persoon te bespreek. In plaas daarvan, ekskuus tog, gaan hulle na iemand anders toe om indirek dinge reg te stel. Klink dit bekend? Nou, aan die begin het ons nou hierdie probleem van die drama-driehoek. En dit gaan bloot daaroor dat mense net nie eenvoudig die moed of die sterk persoonlikheid het om probleme direk met iemand op te los nie. So die sielkundige Stephen Karpman in die 1960s beskryf hierdie 3 tipiese rolle wat mense tydens konflik aanneem. Die vervolger, die slagoffer en die redder. Nou wanneer mense in hierdie rolle verval, lei dit dikwels tot disfunksionele kommunikasie en dit kan individue in baie giftige situasies laat vasvang. So die slagoffer is die een wat aangeval word, dit wil sê hy voel magteloos, hulpeloos en sien homself as die een wat benadeel word, met of sonder goeie rede. Die vervolger is die kritiese een, die een wat probeer beheer uitoefen en gee ander mense die skuld vir dinge. En dan die redder is die ou wat daar is om die slagoffer te red. So die redder is gewoonlik ook iemand wat ongevraagde raad gee aan die slagoffer. Hy het eintlik niks met die hele ding te doen nie, of sy het ook eintlik niks met die hele ding te doen nie. So dit gaan oor oneerlikheid en skinder. Soos om agter iemand anders se rug te praat, word mense gewoonlik in hierdie drama-driehoek ingetrek. So, kom ons kyk gou wat 'n goeie voorbeeld. Die vervolger is iemand wat 'n negatiewe kommentaar of skinder versprei. Kritiseer iemand wat nie teenwoordig is nie en versterk so hulle eie sin van beheer of meerwaardigheid. Nou die slagoffer is die persoon oor wie gepraat word. Nou die persoon kan soos 'n slagoffer voel. En hulle wonder baie keer hoekom hulle geteken word deur die vervolger. Ek bedoel, wat het die ou teen my? So die derde persoon is die een wat probeer om in te gryp. Om te troos of die persoon wat die slagoffer is, raad te gee oor hoe om die pad vorentoe te stap. Maar gewoonlik is hierdie 'n raad ongevraag. En die ding is dat die vervolger het nooit vir die slagoffer gesê wat fout is nie, maar die slagoffer hoor nou van die redder af dat die vervolger 'n probleem het. Nou ja, so, om aan skinder deel te neem of daarop te reageer, kan mense hierdie drama-driehoek ingetrek word en wankommunikasie en misverstande aanwakker. Om die siklus te breek, behels oop, eerlike kommunikasie, die stel van grense en die weiering om rolle te speel wat konflik aanhelp. So, kom ons kyk gou 'n bietjie. Sê nou maar wat vandag se kykers betref. Sê nou maar persoon A glo dat persoon C iets moreel verkeerd gedoen het. In plaas daarvan om direk na persoon C toe te gaan persoon A na persoon B en vertel hulle daarvan. Nou is persoon B in die middel vasgevang en voel verplig. Nou is persoon B vasgevang in die situasie en voel verplig om persoon C oor 'n optrede aan te spreek.
Intussen vir my persoon A 'n direkte gesprek, maar hulle doel is om persoon C se reputasie binne hulle gemeenskap te benadeel. In hierdie geval is persoon A die vervolger wat direk kommunikasie met persoon C vermy. Persoon B wat in die konflik ingetrek word, neem die rol van die redder aan en hulle voel hulle moet iets regmaak. Nou kom ons kyk hoe situasies soos hierdie problematies is en hoe die drama driehoek vir ons kan wys waar dinge verkeerd loop. Ons sal ook gesonde strategieë bespreek om uit hierdie rolle te breek en oor te gaan na eerlike, konstruktiewe gesprekke. Vanaf hierdie punt kan ons 'n bietjie kyk hoekom mense dalk konfrontasie wil vermy. Hoekom wil hulle nie gesonde maniere aanwend om konflik direk aan te spreek en te vermy nie? Om in die drama driehoek vasgevang te raak kan op die einde van die dag 'n groot gemors raak. En onthou, as jy 'n vyand wil maak, moet jy iemand se selfbeeld of selfkonsep aanval. Want dit is 'n ding wat mense met hulle lewe beskerm eintlik. So volgende keer mense, as jy 'n probleem het met iemand, gaan praat sommer direk met hulle. Want deur dit nie te doen nie, wys eintlik 'n bietjie dat jy 'n bietjie van 'n skelm jakkalsie is wat die druiwe suur maak vir ander mense en wat is die woord in Afrikaans? Resentment veroorsaak wat vir jou 'n lewenslange vyand gaan maak as jy nie daai ding opgelos het nie. Alright, baie dankie en ek hoop hierdie het gehelp en was baie interessant.